Prys die Here, kom ons gaan net ons hoofde buig, dan bid ons saam. Hemel Vader, dankie dat U alles raak sien. Dankie dat U alles van ons al weet. Ons dink ons kan miskien vir mense goed wegsteek, en ja, dit is so, maar vir U kan ons niks wegsteek nie, want U weet alles. Die woord sê selfs die hare op ons hoof het elkeen getel, U weet hoeveel daar is, U weet as daar een uitval. Dankie dat ons weet, U ken ons beter as wat ons onsself ken. En dat het sal gaan in ons lewe oor wat U wil hê. Ons bring U die lof en die eer in Jesus naam. Amen. U kan U se plek neem, baie dankie. Ek wil vanoggend begin deur net vir U eers 'n getuienis te vertel. Ek het Vrydagoggend het ek by 'n besigheid geopen. En terwyl ek saam met hulle koffie drink na die tyd, toe kom daar 'n boodskap deur wat pastoor Konrad vir my gestuur het. En ek wil net vir julle wys hoe die Here se timing werk. Die boodskap is, asseblief kan ek nie net met hierdie mense opvolg nie, daar's net 'n navraag vir dit en dit en dit en dit. En ek kyk so by myself en die dametjie se naam word ook daar genoem en die dametjie sit langs my en koffie drink. Wat is die kans daarvoor? Menslik gesproke 0, maar dis God, né? En onthou wat ek vir julle probeer leer, daar is nie so iets soos toevallig nie. Want die woord sê toevallig. Dit beteken, as ek sê dis toeval, is dit eintlik God. Dis God wat hierdie goed laat gebeur. Nou ek het die afgelope maand 2 boodskappe gebring oor wat ek vir die Here kan doen. En ek het in hierdie week het ek besef, okay, daar is baie goed wat ek vir die Here kan doen, maar die vraag is eintlik nie wat ek moet vra wat ek vir die Here kan doen nie. Die vraag moet eintlik wees, en dis waaroor ek vanoggend gaan praat. Here, wat wil U hê moet ek doen? Dis so 'n bietjie iets anders. Here, wat wil U hê moet ek doen? Nie wat ek wil doen nie. Daar's baie goed wat ek wil doen en in die naam van die Here wil doen. Die probleem is dit op die einde van die dag sê die Here, ja, maar Here, ek het in U naam gepreek en ek het dit gedoen en dan gaan die Here sê, maar ek ken jou nie, ek weet nie waar jy vandaan kom nie. So dit gaan nie oor wat ek wil doen nie, dit gaan oor wat die Here wil hê ek moet doen. En dis daarom 'n baie groot verskil, is dit nie? Om uiteindelik uit te kom by dit wat God wil hê. Nou ek wil vir julle 'n storie vertel waaroor ek gaan preek vanmôre. Daar was eendag 'n man. Eendag. Kyk. En hierdie man het in die voorgestoeltes van die kerk gesit. En hierdie man was baie geleerd in die Bybel van daai tyd. Maar hierdie man het oral gegaan, en hy het gegaan na die hoëpriesters toe en die hoë koppe, en hy het briewe by hulle gesoek om toestemming te gee dat hy die Christene kan vervolg. Nou ek hoop julle het nou al agtergekom, sy naam was Saulus, né? Wat toe Paulus geword het. Saulus. Nou luister hier, Paulus was 'n verskriklike geleerde ou in die woord. En hy het in die voorgestoeltes van die kerk gesit. En hy het die Bybel geken. Maar hy was op 'n missie en hy was op 'n missie om die kinders van God uit te haal. Ek is nie seker, ek het nie, Pastoor Japie, miskien kan julle my uithelp, of Paulus betrokke was by Stefanus se steniging nie, maar hy was nie onmoontlik. Hy was daar, of hy dit gedoen het, weet ons nie, maar hy was daar. Hy deel gehad daaraan, so, hierdie ou, wat voor die kerk gestaan het verskriklike goed gedoen. Ek bedoel, hy het moord gepleeg, eintlik. En nie sommer enige ou nie.
En weet julle van die grootste oorlog in die wêreld het juis gegaan oor godsdiens. Gaan kyk so 'n bietjie. Jy glo anders as ek, so ek wil jou uithaal. Met alle respek, die moslems glo dit. Hulle is reg en al die ander moet uitgehaal word. Ons praat nou van die rowwe deel van hulle, maar is wat hulle glo. So as jy nie met my saamstem nie, het jy nie bestaansreg nie, ek gaan jou uithaal. Dis wat baie ouens glo. Dis wat Saulus, wat toe later Paulus geword het, geglo het. Hy het geglo dat dis wat reg is, en die wat verskil van hom, moet doodgemaak word. Dis nou maar so. Jy sien, so dis interessant, gaan net vir my na die eerste een weer. Dit gaan oor om van my eie agenda te gaan, na God se roeping in my lewe. Want wat's my eie agenda? Goed waarvan ek hou. Kom ons wees nou realisties. Ek het nou die dag weer met iemand gepraat, wat gesê het, maar hy wil ook 'n pastoor word. Ek sê, hoekom? Nee, hy wil preek. Toe sê ek weet nie waar jy vandaan kom nie, maar gaan preek op 'n ander plek. Want broeder en suster, as jy vir die Here wil werk, gaan dit oor om sy wil te doen. En preek is so 'n klein deel, maar as preek die hoofding is, en jy weet, vir Saulus was die verkeerde goed voorop gewees. Hy wou gesien word, want hy doen mos goed, en hy het nie goed gedoen. En kom ons gaan verder met die storie, en toe gebeur daar met hierdie Saulus iets. Die Here stop hom in sy spore, en hy hoe nie 'n weerligstraal. Die Here stop hom. En toe dit gebeur, het was vir my so goed, onthou nou hier is 'n geleerde ou, in die kerk, en in die woord, en hy vra eerstens, maar wie is u? Toe hierdie stem met hom praat, vra hy, maar wie is u? Dit beteken, hy het God nie geken nie. Hy het hom nie geken nie. Hy het die ware God nie geken nie. Hy het geweet van hom en geleer van hom, maar hy het hom nie geken nie. Daar was nie 'n persoonlike ervaring nie. En in daai hele gesprek is daar 'n vraag wat Paulus vra, wat ek en jy vanoggend moet vra. Here, wat wil u hê moet ek doen? Wat wil u hê moet ek doen? Nou, ek gaan nie vanoggend oor dit spesifiek praat, oor wat Paulus alles oorgekom het nie, maar julle daai ou het goed deurgegaan wat jy nie kan imagine nie. 3 keer was hy op 'n skip wat gesink het, 3 keer. Ek was nog nie op 'n skip wat gesink het nie, hy was 3 keer op een. Wat hy moes swem vir sy lewe. Hy was in die tronk. Hy was gegeesel en gemartel en gevoeter, ek bedoel geslaan, jy weet. Hulle het hulle wil hom dood hê. Ja, en op die einde van die dag het hulle hom doodgemaak. Want dit het gegaan oor, Here, wat wil u hê moet ek doen? Ek en jy moet kom op 'n punt waar ons God vertrou. Waarom sê, Here, hier is ek. Ek het in hierdie week iets interessants gelees, en dit sluit so bietjie hierby aan, maar is nou so bietjie iets anders. Ek het gelees oor die Jonah-sindroom. En die Jonah-sindroom is 'n ou wat weghardloop. En nie hoe nie, hy hardloop weg van God af, dis die Jonah-sindroom. Weet julle hoeveel ouens het die Jonah-sindroom, hulle hardloop weg van God af. En hulle hardloop weg van dit wat God wil hê hulle moet doen. En Saulus was maar dieselfde. Maar die belangrike vir my hier is, hy het God nie geken nie.
En toe hy God begin leer ken, verander alles, maar dit was nie meer net maanskyn en rose nie. Dit was rof. Maar sien, dit het gegaan van sy eie agenda, het nou skielik God se roeping geword. Dit het nie meer gegaan oor me, myself en I nie, dit het gegaan oor wat God wil hê. En dis waaroor ek wil praat vanmôre. Dis vir my wonderlik hoeveel mense die afgelope tyd na ons toe kom en sê, maar ek wil iets vir die Here doen. Ek het dit gister weer gehoor. Ek wil meer vir die Here doen. Ek wil begin luister na sy stem. Ek wil begin gehoorsaam raak. Ja, toe ek nou vir die man kyk, toe het hy vir my gesmaal, hy weer is hy. Jy sien, dis hoe dit werk. Dis hoe God werk. Hy werk in jou hart, dan sê hy, luister, ek wil hê jy moet dit en dit en dit doen. Nie wat, Here, ek wil dit en dit en dit doen nie. Het gaan oor die wil van die Here. En dis wat vir my so wonderlik is, Here, dit gaan oor nie my eie agenda nie. Dit gaan oor u agenda en wat u wil hê ek moet doen. En dit lees ons daar in Handelinge 9. Nou vanaf vers 1 tot 3 sien ons, Saulus het nog steeds 'n dreiging en moord geblaas teen die disippels van die Here en het van die hoofpriester briewe gevra om gelowiges geboeid na Jerusalem toe te bring. En weet julle wat? As jy die geskiedenis gaan lees, en jy lees die Bybel ook, hy het briewe gehad om hulle geboeid na Jerusalem te bring, maar baie van hulle het hy doodgemaak. Hy en sy volgelinge. Stefanus was een van hulle. So, met die briewe wat hy gehad het, het hy eintlik nog gelieg op. Want hy moes hulle net vang. Maar hy het verder gegaan en som hulle doodgemaak ook. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. Weet jy wat, ek wil jou nou nie bang maak nie, maar dis hoe God kan werk. Jy kan nog so loop en hy kan vir jou met 'n weerligstraal slaan as jy bykom. Of nie meer by is nie. Ek weet nie of ek hier al ooit vertel het nie. Ek was op hoërskool gewees en ons het daar in Klapview gebly en ek sal nooit vergeet nie, ons het 'n karavaan gehad waarmee ons op vakansies gegaan het as gesin. En die eendag steek 'n storm op en is haal. En my pa sê vir my ek moet hom kom help. Nou daar was hy net haal nie, daar was van 'n ander strale ook. Die weerligstrale. Daar's 'n ander woord, maar kom ons praat van weerligstrale. Okay. En my pa sê ons moet gou hierdie ding oortrek. Die karavaan staan nie oor 'n aftak nie. En ons trek hom oor, maar my pa het nie tou gehad. Hy het die elektriese koord nog gehad, dis klopstukke. Jy sal weet wat dit beteken. En ons maak vas en die volgende oomblik slat 'n weerligstraal, maar hy slat vir my seker 5 meter tot 10 die muur. Julle, en my pa lag vir my. Dit was seker van skok geweest, ek weet nie, maar ek onthou nog hoe hy vir my gelag het. Maar ek dink dit was heel moontlik skok. Hy het my, ek glo pa het my lief, né? Hy maak of hy my nou nie hoor nie, maar's reg. Hy smaal daarom. Maar ek het eers na die tyd besef, ek kon dood gewees het. Maar nou ja, God het my beskerm, maar 'n weerligstraal is 'n verskriklike ding. Ek het nou die dag so 'n videoklip gesien wat die skade wat 'n weerligstraal op 'n oomblik kan doen. Ek bedoel 'n boom split in 2. Ek bedoel 'n gebou slat aan die brand. Dis verskriklik wat 'n weerligstraal kan doen. Want dis die grootste krag denkbaar. Jy kan nie dink hoeveel krag dit is. Kyk, maar die Here stop vir Saulus in sy spore. En hy stop hom met 'n weerligstraal. En wat gebeur? 'n stem kom uit die hemel en sê, Saul, Saul, hoekom vervolg jy my? Ek dink hy was confused op daai stadium. Here,
Ek vervolg nie, ek vervolg al hierdie mense wat verkeerd dink. Wat nie glo wat ek glo nie. Maar die Here sê vir hom, hoekom vervolg jy my? En nou kom hy met daai woorde, hy sê, en dis daarom vers 4 tot 6, hy sê, wie is u Here? Wie is u? Ek ken u nie, wie is u? En Jesus antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. En dan kom Paulus met die woorde, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here, God se antwoord is die volgende. Hy sê nie vir Paulus, jy moet nou dit doen, en jy moet dit doen, en jy moet dit doen, en dis hoe jy moet doen nie. Die Here sê vir hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Confusing. Met ander woorde, die Here antwoord hom nie. Hy sê vir hom, gaan soontoe. Nou moet julle onthou, hy is nou nog blind ook hoor, so hy moes gelei word. So hy moes nou vir hierdie ouens sê, nee, moenie my na dokter toe vat nie, moenie my terug Jerusalem toe vat nie, vat my na daai plek toe, want God het dit vir my gesê. Ek dink dis die ouens se, die weerligstraal het hom koekoes gemaak, jy weet maar, staan op en gaan na die stad, dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Ja, dit was vir my awesome toe ek hierdie goed raak lees, en skielik besef maar, die Here onmiddellik toets sy gehoorsaamheid om te hoor. Is hy bereid om dit te doen? Is jy bereid om dit te doen? As die Here vir jou iets gaan sê, gaan jy bereid wees om dit te doen? Is nie altyd so maklik nie. So jy sien, dit gaan hier van my eie agenda na God se roeping. En ons gaan nou praat oor hierdie vraag wat alles verander het. En hierdie vraag, Here, wat wil u hê moet ek doen? Nou Paulus het 'n plan gehad. Hy was op pad na Damaskus toe om die volgelinge van Jesus te arresteer, godsdienstig en opreg, maar verkeerd. Hy het gedink hy dien God, terwyl hy teen God geveg het. Weet julle wat, toe ek begin swat het iemand iets gesê die eendag, wat tot my vandag toe bybly. Want daai persoon het vir ons gesê, jy's partykeer so besig met die Here, so besig met die dinge van die Here, dat die Here van die dinge ver is. Partykeer is jy so besig, dink jy, met goeie goed. Jy werk vir die Here, jy doen wat die Here wil hê. In die tussentyd is jy besig met dinge, jy is nie besig met God. En dis waarvoor ons moet oppas. Want partykeer raak ons so besig, en ons dink, ons is besig met die Here, in die tussentyd is ons besig met dinge, maar nie met die Here nie. En dis hoekom ons gehoorsaam moet wees om te sê, maar, ek wil die regte goed begin doen. Ek wil doen wat die Here wil hê ek moet doen. Ek wil gehoorsaam wees in sy stem. Ek wil daai pad begin stap. Ons het donderdag aand, het ons vir 'n klomp mense gebid. Nou kom ek weer terug na jou toe. Dit was vir my so awesome. Ons kry hierdie versoek om vir 'n man te bid wat deur stryd gaan. En is op my hart, en pastoor Konrad het presies dieselfde gedoen. En altyd daai gebeure het by die man uitgekom, en dit het sy lewe verander. Dis hoe God werk. Dis hoe God dinge doen. Jy sien, dit gaan nie oor my eie agenda nie. Dit gaan oor wat God wil hê. Dit gaan oor wat hy wil doen. Sien, daar kom 'n lig uit die hemel uit. Saulus het op die grond geval, 'n stem gehoor. In een oomblik het sy planne, sy sekerheid en eie agenda tot stilstand gekom. Want die Here vra vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En jy weet, baie keer gebeur dit met ons ook. Dan word daar vir jou gesê, maar waarmee is jy besig? Wat is jy besig om te doen? Hoekom doen jy dit? Hoekom jou eie agenda? Want dit moet gaan oor die Here.
Jy sien skielik van seën na roeping. Die vraag is nie meer, Here, hoe kan U my planne seën nie? Dit word, Here, wat is U plan met my lewe? Ons wil baie keer bid, Here, seën wat ek doen. Maar as ek nie die wil van die Here nie, en dis hoekom ek nie seën kry nie. Dit moet gaan oor, wat wil U hê moet ek doen, en dan sal die seën op wees. Dit gaan van seën na roeping. Here, wat wil U hê moet ek doen? Tweedens, dit begin by 'n ontmoeting met Jesus. Ek en jy kan nie vir die Here iets doen as ons nog nie by hom uitgekom het. Want hoe gaan ons sy stem hoor? As ek nie kind van God is nie. Ja, hy ruk Saulus tot stilstand, maar hy begin God se stem hoor. En hy begin God se stem herken. En dis wat so belangrik is, begin luister na wat God sê. Nie wat jou man, vrou, ma, pa, kinders, pastoor, wie ever sê nie. Wat sê God vir jou? Ek lees nou die dag weer 'n ding, wie, en hierdie goed maak my so kwaad, dis iets wat in 'n kerk gebeur het. Shamain, ek kan nou nie na jou toe kom en vir jou sê, hey, jy moet Rudy los met my trou nie, want die Here sê so. Rudy, ek wil al nie hê. Maar weet jy wat? Baie keer dan kom die Here en hy sê, pas op. Pas op wat mense vir jou sê. Want mense wil graag vir jou sê wat jy wil hoor. God sê vir jou baie keer goed wat jy nie wil hoor. En dis die probleem. So ek en jy moet begin gehoorsaam raak en sê, okay, dit moet gaan oor Here, wat wil U hê moet ek doen? Nie my eie agenda nie, nie hierdie goed wat ek wil doen nie, en goed wat vir my belangrik is nie. Ek kan onthou toe ek as, ons het onsself tokkelokke genoem, het word vandag nog so genoem, ouens wat teologie swat, tokkelokke. Nou toe ek op universiteit was, die tokkelokke was groot wild geweest. Nou kom ek verduidelik gou vir julle wat dit beteken. Hierdie girls kon ons nie uitlos nie. Weet julle hoekom? Want 'n dominee, 'n predikant, dis 'n ou met wie ek moet trou. My pa het gesê, dis goeie troumateriaal. Die Here het gesê, jy gaan my man wees. Snaaks dat die Here nog met my daaroor gepraat het, nie? Dis waar die probleem kom, ne? Ons luister na mense, ons moet nie luister na mense nie, ons moet luister na God. Dit begin by 'n ontmoeting met Jesus. Skrif ken is nie Jesus ken nie. Om die Bybel te ken beteken nie dat jy noodwendig God gaan ken. En ek het dit gesien toe ek na graad gestudeer het aan Unisa, was een van my professore in teologie, die leer van God, 'n ateïs gewees. Rarig. Hy het gesê, daar is nie 'n God nie, maar hy is 'n professor in teologie, hy moet my leer van God. Maar hy sê, daar is nie 'n God. Dis om skrif te ken, maar nie God te ken. So vir hom was die Bybel net 'n boek. Akademiese boek. 'n Boek wat hy geleer het, om dit verander oor te dra. Jy sien, Saulus het kennis van die skrif gehad, maar hy het Jesus nie persoonlik geken nie. Die Christelike lewe begin nie by wat ons vir God kan doen nie, dit begin by wat God deur Jesus vir ons gedoen het. Hy het vir ons gesterf, dis hoekom ek en jy by hom moet uitkom. En kyk hierso wat sê Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe. Kyk hierso. Dit is die ewige lewe, sê die Bybel. Dat hulle dis God, ken.
As ek iemand ken, weet ek nie net van hom nie, ek ken hom. Die enige en waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Dis die enigste plek in die Bybel waar ek pertinent dit raak lees. Dat, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Ek kan nie die ewige lewe hê, as ek Jesus nie ken nie. Ek moet hom ken. Daarso sê die Bybel dit. Die enige en waaragtige God. En dis waarop ek en jy moet konsentreer om God te leer ken. En dis wat Saulus moes begin leer, sodat hy uiteindelik God kon leer ken, sodat hy Paulus kon word, wat die grootste apostel van alle tye was. Dis wat ek en jy moet doen. Here, ek wil u ken. Ek wil nie net weet van u nie, ek wil u ken. Help my dat ek u kan leer ken. Dat ek u in wese kan leer ken. Dis nie goed genoeg om net van hom te hoor nie. Dis nie net goed genoeg om van hom te weet nie, jy moet hom ken. Nou wie is Jesus werklik? Hy is die Seun van God, ons verlosser, die opgestane Here, die koning aan wie alle gesag behoort. Dis wie hierdie Jesus is. En weet julle wat, 'n ontmoeting verander alles. 'n Ware ontmoeting met Jesus verander ons identiteit, prioriteite en lewensrigting. Saulus het Damaskus toe gegaan om Christene te vervolg. Na sy ontmoeting met Jesus het hy self 'n verkondiger van Christus geword. Dit wat hy teengestaan het, daai mense, hy het een van hulle geword. Hoekom? Want hy Jesus leer ken. En dis die verskil. Derdens, dit begin ook hierso met 'n oorgawe. En hierso is iets interessants. Eers neerval en dan opstaan. Toe hy hierdie stem hoor, sê die Bybel, en hy het op sy knie en op sy aangesig geval voor God. Dis nodig dat ek en jy partykeer net daar neersak voor God, neerval voor God en van myself vergeet. Saulus het gedink hy's in beheer. Om God se wil te vra beteken ons moet bereid wees om ons eie beheer en agenda neer te lê. En die Bybel sê hy het op die grond geval. Voor God geval. So dit gaan hier om jouself te verloon. En jy volg vir Jesus Christus. Kyk hier so, as iemand agter my wil aanloop, sê Lukas 9, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dis wat ek en jy moet doen. Want Here, my lewe behoort aan elk geval aan u. Here, my tyd, my werk, verhoudinge, gawes, finansies en toekoms behoort aan u. En kyk daar wat sê Romeine 12 vers 1 en 2, ek vermaan julle dan, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. So ek en jy moet onsself gee. En sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Here, ek is beskikbaar. Ek moet julle gou vertel, ek het Vrydag aand het ek en Melanie iets beleef. Weet, die sirkel, hulle sê ons die wiel draai heeltyd, né? Nou, ek was laas by die Staatsteater, ek en Melanie toe ons kinders op laerskool was. Nou, dis donkie jare terug. Maar nou moes ek weer gaan, want my kleindogter het daar opgetree. En ek staan daar in die een hoekie, minding my own business, voor die hele konsert begin, en hier kom hierdie vrou na dogter, hallo pastoor, hoe gaan dit? My vrou sê dadelik vir my, ag ja, maar ek kan jy ook nêrens heen vat nie. En toe het ek nou eers 'n gesprek daar weer gehad. Want weet jy wat, dit gaan nie oor wat ek wil hê nie. Ek wou rus en vrede gehad het en God het gesê, regtig. En Almarie, jy gaan nie glo nie, wie sit agter my? Bertie. So ek kon nie eens pouse ergens heen gaan nie, want ek en hy het deur die hele pouse gepraat. Pastoor Japie se seun.
Jy sien, God het 'n doel en 'n plan met jou en dit gaan nie oor my eie agenda nie. Dit gaan oor wat God wil hê ek moet doen. Jy sien, ek moet beskikbaar wees vir die Here om 'n verskil te maak. En dis wat God wil hê. Hy sê ons moet 'n lewende heilige offer vir hom wees. Ons moet onsself vir hom gee. Here, ek gee myself vir U. Ekskuus tannie Susan, ek opper dit. Ek het in die week al gebel, want ek sien op my kalender oom Dirk sou verjaar het. Tannie, ek het eintlik geskrik. Ek sien ek het tannie al op 20 minute gepraat. Want toe kon ek haar bemoedig en sy kon my bemoedig en sy het vertel hoe goed die Here is en ek kon vir haar sê hoe goed die Here is. Jy sien, dis hoe God werk. Ons dink partykeer sulke goedjies is nie belangrik nie, is jy sulke goedjies wat belangrik is. Ek en jy moet beskikbaar wees om te sê, Here, ek gaan 'n verskil maak en dit gaan nie oor wat ek wil hê nie. Jy sien, ja, God weet alles, nog voordat ek het weet God dit reeds. Ons wil dikwels God se wil ken voordat ons besluit of ons dit gaan gehoorsaam. Ware oorgawe sê, Here, my antwoord is reeds ja, wys my nou wat U wil hê ek moet doen. Baie mense sê vir my, maar dis gevaarlik om so te bid. Luister, dit gaan oor God se wil, nie myne en jou nie. En dit is nie altyd lekker nie. Om die Here te dien is nie net maanskyn en rose nie. Daar gaan stryd kom, daar gaan seer kom, daar gaan probleme kom, maar God is getrou om te help en ons deur te dra. En hy dra ons deur op 'n wonderlike wyse. Kies tannie aan sê, hierdie goed het alles hierdie week gebeur, juis om hierdie boodskap te bevestig. Ek het Vrydag om Willem se as vir hulle gaan haal. En hulle het gekom, maar hulle was redelik getraumatiseerd, want dis nou weer 'n volgende drama, né? Volgende trauma wat deur 'n mens gaan, as jy nou jou geliefdes se as ook kry. Maar dit was vir my so awesome om saam met hulle te kon bid. Dan die Ansie was so getraumatiseerd, sy wou nie eens inkom, sy het in die kar bly sit, ons het haar gaan haal. En sy's bly ek het dit gedoen, want ons kon saam bid. En bid vir rustigheid. Jy sien, dis hoe die Here werk. Ek en jy moet net beskikbaar wees. Dit gaan nie oor wat ek wil hê nie. Dink jy is lekker om hierdie goed te moet hanteer, want dit is net stryd en trauma en drama. Niemand kom vir my in my kantoor kuier om vir my te kom sê, joh, dit gaan so goed met my nie. As hulle kom, pastoor, as drama. Pastoor, as probleme. Daar stryd. Ek gee nie om nie. Maar weet jy, hoekom gee ek nie om nie? Want het gaan oor wat ek wil hê, en het gaan oor wat God wil hê. En dis wat so wonderlik is. Dis hoekom as ek so een keer in 'n skrikkeljare oproep kry, pastoor, ek wil net vir jou bel en sê, dit gaan so goed met my, die Here is so goed vir my. Dan doen dit iets vir my, want die meeste van die kere is dit nie die geval. Ek en jy moet doen dit wat God sê. Ons moet sê, Here, ek wil U wil doen. Ek wil doen dit wat U sê, is nie altyd lekker nie. Is nie lekker om sekere goed te moet los en afstand van te doen nie, maar Here, dis absoluut die moeite werd. Want hoe die een oom eendag gesê en het so gestel, hy het gesê, the benefits are out of this world. Hy praat van die ewige lewe saam God. Daai benefits is awesome. Dis wonderlik om eendag by God te gaan wees, weg van al hierdie stryd en al hierdie probleme. Kom ons gaan aan. Die vierde ding is, Jesus moet werklik Here wees. Weet die vraag wat ons vir onsself moet vra is, wie dien ons? Dien ons die kerk? Ek hoop nie so nie. Dien ons mense? Ek hoop nie so nie. Ek hoop dit gaan om die Here te doen. En in daai proses dien ek ook die kerk en die mense, maar dit gaan oor Jesus. Dit gaan nie oor iemand anders nie. Hou net vir my 'n rukkie vas. Ek moet gou iets doen. Jy sien, en as die Here dit sê, staan gou vir my op. Ek weet nie hoekom moet ek dit doen nie, maar die Here sê ek moet vir jou kom druk. Here, ek seën my boetie in die naam. Dankie dat U so goed is, Here. Hy sien jou raak, jy moet dit weet. Here sien jou raak.
Jy sien, en dis nou 'n voorbeeld wat ek vir u wil noem. Die Here het eintlik al vroeër dit vir my gesê, nou doen ek dit nou eers. Maar as die Here so iets vir jou sê, wat gaan die mense sê? Wat's met die pastoor verkeerd dat hy die manne so druk? Who cares? Dit gaan vir my om te doen wat die Here sê. En gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. En ek en jy moet gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Jesus moet werklik die Here wees. Nou Here beteken seggenskap. Dis moontlik om Jesus met ons mond Here te noem, maar steeds ons eie pad te volg. Lukas 5 vers 46 sê, en wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. Hoe kan ons sê Here, Here, en ons doen nie wat die Here sê nie? Ons doen nie wat hy sê nie. Ons is nie gehoorsaam nie. Nou vra wat by onsself begin is, wat wil ek doen? Wat sal my gelukkig maak? Wat kan ek hieruit kry? Wat sal ander van my dink? Presies dit nou, né? Kan jy sien, dit gaan oor jou eie ek. Dit gaan nie oor die Here nie. Ek het laasweek so gelag. Een van die vrouens sê vir my, pastoor, wat is dit met jou en die weduwees? Ek sê, man, luister, niemand druk en soen so lekker soos 'n weduwee nie. Ek weet net, ek het 'n ekstra passie vir hulle. Weet jy hoekom? Want hulle het nie meer 'n man nie. Ek kan nie hulle man wees nie, maar wie wat? Ek kan hulle pastoor wees om vir hulle te sê, kom ek gee jou 'n druk, kom ek gee jou 'n soentjie. God sien jou nog raak, jy is nie alleen. Het jy al so iets gaan doen? O nee, pastoor, ek is nie so groot gemaak nie. Die broer is nie vanoggend hier nie, maar so 20 jaar terug of 25 jaar terug, toe hy die eerste keer ons kerk besoek het. Na die diens was hy so boos op my, want ek het sy vrou gedruk en soen. Na die diens is hy by 'n ander deur uit waar ek nie gestaan het. Want hierdie pastoor gaan nie sy vrou druk en soen nie. Ek doen dit oor die liefde van die Here. Luister, ek's mal oor my vrou. Sy is nommer 1 in my lewe. God is alles, maar sy is nommer 1. En as Jesus wil hê ek moet liefde saai, dit gaan oor sy wil, dis wat hy wil hê ek moet doen. Julle, ek was nie altyd so nie. Maar God het gesorg dat ek so word, want dis wat hy wil hê ek moet doen vir my. Hy het besluit, maar luister, dit gaan nie oor jouself nie, dit moet gaan oor my, sê die Here. En dis wat so belangrik is, dat ek en jy sal luister na die stem van die Here. Ek het vanoggend in die bidkamer so gelag, ou Gert kom maar in en hy wil vir my hand gee, ai Konna, toe druk hy my. Gert, jy het reg gekom hoor. Ek bedoel, dit was nie eers ek wat hom eerste wou druk, hy druk my eerste. Wow! Want hy weet waaroor dit gaan oor die liefde van die Here. God is getrou. Ek en jy moet net uitkom, Here, dis nie meer my agenda nie. Het gaan nie oor wat ek wil hê nie, het gaan oor wat u wil hê. Wat wil u hê moet ek doen? Here, help my daarmee, dat ek sal uitkom by dit wat u wil hê ek moet doen. En dat ek gehoorsaam gaan wees aan die stem van die Here. Broeder en suster, ons moet gehoorsaam wees. Kom ons gaan aan. Vra wat by God begin is. Wat sê God se woord? Wat behaag God? Hoe kan Christus deur my lewe verheerlik word? Hoe kan ek ander dien? Dis so 'n bietjie anders as die eie ek, is dit nie so nie? Want hierdie gaan oor wat God wil hê, nie wat ek wil hê. En dis waar ons groot probleem lê. Ons moet gehoorsaam wees aan die stem van die Here, om te sê, ons behoort nie aan onsself nie. Kyk wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Julle liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle
Gees. Ek het gisterand ongelukkig rugby gekyk. En julle, ek was so ontsteld. Kyk, ek het al rassie soos hulle gesê, ne? En so toe na die tyd, toe vat ek nou weer die woord van vandag en ek gaan weer daardeur en ek dink by myself, ek moes dit van die eerste plek af doen. Want dit was my keuse om rugby te kyk. Dinge in die wêreld gaan nie altyd reg uitwerk nie, maar ek en jy moet die Here dien. Ek en jy moet vir die Here leef en ons moet doen dit wat hy sê, want broeder en suster, ons kan nie so op ons eie aangaan nie. Ons kan nie sê, jy weet, me, myself en I, dis okay nie, nee. Dit gaan oor die Here, wat die Here wil hê ek moet doen. Om gehoorsaam te wees aan sy stem, want ek behoort nie meer aan myself nie. Maar ek behoort aan die Here. Kom ons gaan aan. Vyftens vra hy, geloof vra, wat moet ek doen? Ek en Melanie kyk gisterand 'n storie, en dis net voor ons gaan slaap, het my so getref, want dis hierdie ou wat nie glo daar's 'n God nie, en sy vrou word siek, maar baie siek, sy het hartmoeilikheid, en hulle weet nie of hulle haar kan red nie, die mediese. En die volgende oomblik wys hulle waar hy in die kapel sit. En dan kom 'n ander dokter aan en sê, wat maak jy? Want hulle weet mos nou, hierdie ou glo nie eintlik aan God nie. Hy sê, ek onthou hoe my vrou gesê het, destyds toe ek so ernstig was, siek in die hospitaal, toe sy hier in die kapel kom sit en vir God gevra om te help. Kan ek maar vir jou sê, Saulus het ook nie in God geglo, die regte een. Maar toe hy ontmoeting het met God, toe dinge verander. En dis waar ek en jy moet kom. Die Here wil dinge verander. Ekskuus Almarie, ek sê jou moet volg, my goed het vasgehaak. Ons moet daders van die woord word. Ons kon baie preke hoor en kennis versamel. Die vraag bly, doen ons wat God sê? En Jakobus 1 vers 22 sê, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Weet julle hoeveel ouens is daar wat sê, ek gaan iets vir die Here doen. En 'n jaar later sê hy, ek gaan iets vir die Here doen. En 5 jaar later sê hy, ek gaan iets vir die Here doen. En 10 jaar later sê hy, ek gaan iets vir die Here doen. Dan sy lewe omtrent verbygegaan en hy het gesê, ek gaan iets vir die Here doen, maar hy het niks vir die Here gedoen. Hy sê dit net. My vrou is nou nie hier nie, maar ons het so na jou verlang, so ek gaan jou nou maar gebruik sien, omdat jy 6 weke in Kanada was by jou dogter. Nou, ek is seker, toe Michael haar by die lughawe gaan haal het hy nie vir haar gesê, ek wil niks van jou weet nie, want jy het my gelos vir 6 weke. Ek is seker jy het dit nie gedoen. Ek dink hy het al gegryp en al gesoen en gedruk. Ek het vanoggend vir haar gesê, ons kon sien die afgelope 6 weke hoe Michael agteruit gaan. Want sien, dit help nie, ek gaan vir my vrou sê ek's lief vir hom, maar ek wys dit nie vir hom. Dit help nie, ek gaan vir my broer en suster sê, wie wat, ek gee om vir jou en ek is lief vir jou, maar ek doen niks nie. Jy weet, 'n undercover agent vir die Here. Ek is nie seker of die ou die Here dien of nie, want jy kan dit nie sien nie. Dis die groot probleem wat daar is. En dis waar ek en jy moet uitkom om te sê, nee, ek gaan doen wat die Here sê. Ek gaan gehoorsaam wees in die stem van die Here. Nou, daar moet genoeg lig wees vir die volgende stap. God het nie dadelik sy hele plan aan Saulus verduidelik nie. Hy het net die volgende stap gegee. Staan op, dit lees jy in Handelinge 9 vers 6, staan op, gaan na die stad
en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Nou weet julle wat, baie keer sê dit God dit vir my en jou. Ek wil hê jy moet soontoe gaan. Hoekom? God se gehoorsaamheid. Hoekom moet jy soontoe gaan? Doen dit net. As God vir jou sê, doen dit. Weet ek het nou die dag, moet ek iemand bel, is op my gedagtes, en ek raak besig, maar hierdie naam bly net op, en op 'n stadium stop ek, en ek bel hierdie persoon, toe is die persoon besig om deur drama te gaan. Hy pastoor, hoe het jy geweet, jy moet my bel? Nee, ek het nie geweet nie, maar God het geweet. Jy sien, dis God se timing. Baie keer sê hy net vir jou goed, dan weet jy nie hoekom en waarom, en jy het nie hierdie antwoorde nie, maar God se gehoorsaamheid. En dis wat hy hier sê. Vir Saulus, gaan net soontoe, daar sal hulle vir jou sê. Nou hy kon gesê nee, maar hy het gesê ja. Hy het gesê ja vir Jesus, gaan doen wat God sê, gaan gehoorsaam wees aan sy stem. En dis wat ek en jy moet doen om te sê, ek gaan gehoorsaam wees aan die stem van die Here. Nou kom ons kyk na hierdie lamp vir my voet, die belofte. Moenie wag vir 'n groot openbaring wanneer God reeds met jou die volgende stap duidelik gemaak het nie. Want hy sê, u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ek weet ek het hierdie getuienis die afgelope tyd baie vertel, maar is een van die besonderse getuienisse wat 'n broer wat by 'n bidhuur was, eendag vertel het. Hy sit by die bidhuur en hy hoor hoe die mense getuig van hoe God met hulle praat en hoe God deur hulle werk en hoe God goed deur hulle doen. En hy sê dan, hy sê maar, God praat nie met my nie. En hy sê, Here, hoekom praat jy nie met my nie? En die Here sê vir hom, hy sê, hoor dit so duidelik. Hy sê, ek praat met jou, maar jy hoor my nie. Weet die vrouens dink ons mans is mos so. Maar ons het selektiewe gehoor, ons wil net hoor wat goed is. Ja, ons wil ook baie keer net as die Here met ons praat, selektief wees. Nou kom die Here en hy sê vir jou, doen dit en dat, en die Here praat met hom. En die Here sê, ek praat nou met jou. Luister na my stem. En toe die bidhuur klaar klim in sy kar, en die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet iets vir my doen. Maar hy skrik, want hy sê, dis die eerste keer dat hy regtig notisie neem van hierdie gewaarwording in sy lewe. Dis God. Hy sê, okay, Here, jy moet na 'n plek toe ry. Waar? Moenie worry nie, ek sê jou wys. Nou, come on. Dis mos nou geloof. Ek gaan nie vir jou sê waar jy nie, maar luister na my stem. En hy kom by die stopstraat, en hy kry die gewaarwording, draai links, en hy draai links en hy ry. Paar kilometer, en toe regs. En weer links, en weer regs. En hy sien, hy's in 'n industriële gebied, maar hy sien, hier's 'n klein kafeetjie, en hy hoor die stem vir hom sê stop. En hy stop, en hy sê wat nou? Hy sê, gaan koop melk. Gaan koop melk. Hierdie tyd van die aand, ek het melk by die huis. Die Here sê vir hom, koop melk. Hy gaan koop 2 liter melk. Klim in die kar en sê, Here, wat nou? Moenie worry nie, ek sê jou wys. En so 'n paar entjie verder is hier 'n huis in 'n industriële gebied, die enigste huis, en die ligte is aan. En die Here sê vir hom, vat hierdie melk, die mense het dit nodig. En onthou, dis nuut vir hom, so hy verstaan nie wat aan die gang is nie. Maar hy vat hierdie melk, en nou klop hy versigtig aan die deur. Geen antwoord nie. Sorry Here, die mense is nie by die huis, en die Here sê vir hom, stop. En hy klop weer, en hy hoor hierdie buldostem. Wie is dit? Wat soek jy? En ek dink, Here, vanaand stap ek hierso uit, stikkend, of jou moontlik in 'n kus, want daai stem is nie baie vriendelik. En hy klop weer, en hy sê, ek wil net vir julle iets bring, en hierdie ou maak die deur oop. Julle ken die woord tap it, né? Dis so oud, dis net tattoos en sulke muscles sonder 'n hemp. Met 'n pen soos myne, jy weet. En hy kyk hom so en hy sê, wat soek jy? Hy sê, die Here het gesê ek moet hierdie melk bring, maar die ou kyk hom so aan. En hy skree boontoe en hy sê, vrou, kom hier! En hy vrou kom daar af.
En hierdie man sê, die Here sê, het net gesê, ek moet hierdie melk vir jou bring. Maar die vrou huil. En sy vra hierdie ou, is jy 'n engel? Hy sê, nee, ek is net 'n man. Net 'n gewone mens. Jy kan maar voel, ek is nie 'n engel nie. Sy sê, ek het nie meer melk vir my babietjie gehad nie. En ek het vir die Here gevra om te help. En julle nie hoe lank terug nie, 'n paar minute. Toe daai ou al lank op by die kerk gery. Want die Here het geweet wat die timing is. En kyk wat het die Here gedoen. Jy sien, dis wat ek jy moet doen. Wees net gehoorsaam aan sy stem. Jy dink partykeer is stupid goed wat jy doen. Jy kry hierdie gewaarwordings. As die Here vir jou sê, stop asseblief. As die Here vir jou sê, draai hier, draai asseblief. Wees gehoorsaam aan sy stem, as hy vir jou sê, luister, jy moet nou bel, dan moet jy bel. Gehoorsaamheid begin klein, om iemand te vergewe, om vrede te maak, om 'n gesonde gewoonte te laat staan, om jou geloof openlik te bely, om iemand in nood te help, om weer tyd in gebed en die woord deur te bring. Dis klein goedjies. Dis waar hierdie gehoorsaamheid begin. God gaan nie met jou by groot goed begin, hy begin by klein goedjies. Want weet as ek en jy nie aan die klein goedjies getrou is nie, hoe kan hy groot goed vir ons gee? Weet jy, my hart is so seer, vandag oor 2 weke gaan ons doopdiens hê. Maar my hart is seer, want ons moes eintlik hierdie doopdiens al 'n klomp weke terug gehad het. Want dan was 'n jong man van Johannesburg wat ou gehad het, ek moes hom doop. En elke keer het daar iets voorgeval. Ek begrawe hom Woensdag. En my hart is seer, want dit was sy hartsbegeerte. En ons moes eintlik dit deurgedruk het en gesorg het, maar dit is mos te koud. Ons gaan mos siek word. Luister, as God praat, moet ons luister. Want van uitstel kom, afstel. En baie keer is dit 'n kans wat daar is wat nooit weer sal kom nie. Nooit weer sal kom vir daai persoon nie. En dis vir my so hartseer. So wat is die praktiese toepassing? Dis waarmee ek alles wil saamvat vanmôre. Dit gaan oor die Here, nie oor mense nie. Dit gaan nie oor hoe ek suksesvol kan wees nie, maar Here, kan ek U deur my werk verheerlik en ander dien? Kolossense 3 vers 23, en dis die vers waarmee ek daai 2 boodskappe gebring het oor wat ek vir die Here kan doen. En wat julle ook al kan doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Hoekom doen ek wat ek doen? Ek doen dit vir die Here. Doen dit nie vir mense nie. Ek wil net gehoorsaam wees aan God se stem. So bemoedig mekaar, vergewe mekaar, ondersteun mekaar. Dit moet nie gaan oor wat ek uit hierdie verhouding kan kry nie. Maar wat wil U hê vir wie wil U hê moet ek bemoedig, vergewe of ondersteun? Of daai Efesiërs 4 vers 32 is nie al van die lekkerste verse nie. Hy sê, wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Efesiërs 3 vers 32. Ek wil tog hier inkom, en dit is vir my baie belangrik vanmôre. Vergifnis beteken nie dat daai ouens wat aan jou verkeerd gedoen het, dat dit nou oukei is nie, want dit is nie oukei. Vergifnis beteken dat jy moet vrykom. Want vergifnis gaan nooit oor die ander ou nie, dit gaan oor jou. Want wat sê Matteus 6, onse Vader, en Here vergeef ons oortredinge soos ons skuldenaars vergewe. Vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. So vergifnis gaan nie oor, dis oukei wat jy gedoen het, ek vergewe jou nie. Dit gaan oor, ek vergewe jou dat ek kan vrykom. Dit wat jy gedoen het, is nie reg nie. En niks gaan dit reg maak nie.
Maar het gaan oor, doen jy die regte ding vir die Here. Here, u gaan help, u gaan onderneem. So dien mekaar daarmee. Dit gaan nie oor, hoe kan ek my talente vir myself gebruik nie, maar Here, hoe wil u my vermoëns gebruik om ander te dien? Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Weet jy, is baie musikante en sangeresse en sangers wat vanoggend hier sit. Luister gou hier, musikante. En dis wat ek altyd vir die mense sê, gebruik daai genadegawe vir God, nommer 1. Ja, dis okay as jy by konserte en goed optree. Natuurlik, God het jou daai talent gegee, maar die belangrikste is gebruik dit vir God. Want dis hy wat vir jou daai talent gegee het, nie die duiwel. Hy het dit vir jou gegee. So gebruik dit tot eer van die Here en sê, Here, ek gaan dit gebruik tot eer van u naam. So dien mekaar daarmee. Kom ons sluit af. As ons kyk na Handelinge 9 vers 1 tot 6. Alles het verander. Die man wat die naam van Jesus wou stilmaak, het later sy lewe daarin gewy om daardie naam te verkondig. Alles het verander toe hy gevra het, Here, wat wil u hê moet ek doen? Wat wil u hê? Wat wil u hê, Here? Wat wil u hê moet ek doen? Hoe moet dit werk? So vandag se uitdaging is, lê jou planne voor hom neer, erken Jesus as die Here, luister na sy woord en doen wat hy vir jou sê. Doen wat hy vir jou sê. Wees gehoorsaam. Ek gaan vra dat jy jou oë gaan sluit. En ek wil hê jy moet vanoggend voor die Here vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Daar's 'n gebed neergeskrywe, maar luister na hom. Hemelse Vader, ons kom in die naam van Jesus na u toe, vergewe ons waar ons eie pad gevolg het. Ons lê ons agenda, begeertes en toekoms vandag voor u. Maak ons ore oop om die stem te hoor en gee ons die moed om te doen wat u van ons vra. Here, ons wil gehoorsaam wees aan die stem en dit moenie gaan oor me, myself en I nie. Dit moenie gaan oor wat ek wil hê nie. Dit moet gaan oor wat u wil hê. Dit moenie gaan oor, maar ek wil dit en dit en dit en dit doen. Dit moet gaan oor, wat wil u hê moet ek doen? En dankie dat u gaan help. Dankie dat u gaan onderneem. En dankie dat u gaan seën. Here, en ek weet, u het vanoggend in harte gepraat. Baie mense het maar 'n Saulus ervaring nodig, waar hulle in hulle voetspore gestuit moet word om te sê, luister, jy kan nie so aangaan nie, begin doen wat ek vir jou sê, sê die Here, want ek het 'n plan, ek het 'n doel vir jou lewe. En ek wil jou gebruik. En ek wil in en deur jou werk. Wees net beskikbaar vir my, sê die Here. En weet jy wat, as jy vanoggend sê, joh, ek wil kom, ek wil sê, Here, hier's ek, wat wil u hê moet ek doen? As jy wil hê ons moet saam met jou moet bid, dat die Here vir jou gaan help, om daar uit te kom waar hy jou soek, nooi ek jou nou na vore, om hier voor te kom staan by my, en ons gaan saam met jou bid. Dat het nie meer sal gaan oor me, myself en I nie. Dat het nie meer sal gaan oor wat ek wil doen nie. Die eie ek, daar sal gaan oor wat die Here wil ek moet doen. Dankie Here, dankie dat u in harte werk. Dankie vir elke potensie wat nou, Here, daardie besluit neem om te sê, Here, hier's ek. Ek wil u ken, ek wil die pad saam u stap. Ek wil in u wilsplan kom vir my lewe. Dankie daarvoor, Here. Kom ons staan op, Michael gaan vir ons verder lei met 'n lied. En kom ons gaan saam met hulle bid, my pastore kom bedien het hier vanmôre. Jesus, dankie dat u getrou is. En dat ons kan weer as niemand soos u nie. Dankie Jesus. Dankie.
alles met wie die Here gepraat het, nooi ek jou nou uit. Neem hy stap in die geloof en sê, Here, hier is ek. Ek wil ook so Saulus uitroep, wat wil U hê moet ek doen? Dankie Jesus. Dankie Jesus. Every cry, you were listening, no matter what state my heart is in. You are faithful to answer with words that are true and a hope that is real. As I feel your touch, you bring a freedom to all that's within. In the safety of your place, pour out my heart, say that I love you. I pour out my heart to say that I need you. I pour out my heart to say that I'm thankful. I pour out my heart to say that you're wonderful. Pour out my heart to say that I love you. I pour out my heart to say that I need you. I pour out my heart to say that I'm thankful. I pour out my heart to say that you're wonderful. You're so wonderful. Here I am once again. I pour out my heart, for I know that you hear every cry. You are listening, no matter what state my heart is in. You are faithful to answer with words that are real. And I hope that is real as I feel your touch. You bring a freedom to all that's within. In the safety of this place, I pour out my heart to say that I love you. I pour out my heart to say that I need you. I pour out my heart to say that I love you. I pour out my heart to say that you're wonderful. Pour out my heart to say that I love you. I pour out my heart to say that I need you. I pour out my heart to say that I'm thankful. I pour out my heart to say that you're wonderful. Here, here I belong. Here
Beste Here. Dankie Jesus. Hildegard het net vir ons 'n getuienis dan voor ek gaan afsluit. Ja, ek het gewik en geweeg om of ek het moet sê of nie, maar die Here lê dit op my hart ek moet. Ek weet nie of julle weet hoe ver is Kanada van hier af nie. En ek het met my terugvlug, was dit 'n 37 ure vlug. Ek het 3 vlugte moes vat. En so 3 ure voor my eerste vlug, toe kry ek 'n boodskap van die lugredery om te sê dat my tweede vlug is gekanselleer. Maar hulle het my geboek op 'n ander vlug. My layovers was so 4 ure en 10 ure. En dit was eintlik 'n goeie ding op die slegte ding, want toe's my een layover, toe's ek 'n layover 4 ure, 6 ure en 8 ure, wat ons steeds baie is. Was nie so baie gelukkig nie, want nou weet ek nie waar ek gaan sit nie, want ek het een van die goedkoopste kaartjies. Die goedkoopste kaartjies kos so tussen 25 en 30.000 rand. So, ek het probeer om 'n ander vlug te kry, maar ek sê moes 7.000 rand inbetaal. Toe ek nie, dat ek maar gaan, daar moet 'n doel wees daarmee. En ek is toen op die tweede vlug, ek was van Edmonton na Toronto, en dan van Toronto na Frankryk toe, Parys. En ek was op daai vlug van Toronto na Frankryk toe. Hy is daarom net 7 ure. En nou sit ek maar daar agter in die Kettlewa, goedkoop kaartjies. Toe is dit nou, dis nie te slegter, en ek het er 'n aisle sitplek gehad. En die volgende oomblik, toe is daar 'n uitroep dat hulle soek 'n dokter, dringend. Ek is nou nie 'n dokter nie, ek nou maar sit. Toe sê hulle ook, ja, maar as daar 'n dokter is en hy wil kom help, moet hy sy registrasiekaartjie kan toon. En na so 2 minute roep hulle weer. Hulle soek asseblief dringend 'n dokter. Na 2 minute weer, asseblief 'n dringende dokter. Ek tog, ja, ek is nie 'n dokter nie, ek is 'n nurse, ek was 'n flight nurse vir die US Embassy. Dalk sal hulle, ek sê toe vir die een man, ek is 'n nurse, ek het nie my kaartjie by my nie, nee, sê hy dan, dis hulle reëls, jy moet jou kaartjie, jy moet jou kwalifikasie kan toon. En wat die geluk, hoe die ongeluk is op die vliegtuig is daar wifi, gratis wifi, so ons kan gesels, ek het met Michael gesels, almal gesels uit die vliegtuig uit. En ek gaan gou op my e-posse en ek sien toe my huidige registrasie kry ek toe die elektroniese een. En ek toe die lugvaardien weer verbykom, toe sê ek vir haar, ek het elektronies. En sy sê, wag so 'n bietjie. Sy gaan agtertoe en sy bel vorentoe. Ja, sy sê, ja, kan jy asseblief gou kom help. Julle? Toe is dit 'n 38-jarige man, kokain verslaafde. En oor die, jy weet, jy mag so nie drugs op die vliegtuig, hulle gee nie om of jy drugs gebruik nie, maar jy mag nie jou drugs nie, alles is vir persoonlike gebruik, mag jy dit nie saamvat op die vliegtuig nie. So, die 7 ure gaan toe nou vir hom bietjie te veel wees, en hy overdose so bietjie, en daar kry hy toe nou 'n reaksie op die vliegtuig. En so kon ek toe nou, en hulle vat my daar na vorentoe, daar waar die ryk mense sit, op die lekker stoele. Hier sit die jong man, hy het baie duidelik te veel geld, of sy pa seker te veel geld, ek weet nie. Maar, so ek kon toe nou daar help om die ouetjie te stabiliseer, en so 'n bietjie daar tyd spandeer met hom, en ek kon daarom toe nou, terwyl ek sy pols neem, kon ek daarom toe nou vir hom 'n silent prayer ook doen, en ek voel net dat daar's 'n doel met alles in die lewe. Daar was 'n doel oor hoekom ek nie my vlieg, ek 2 weke terug het ek al probeer om my vlug te verander, en ek kon nie. En daar verander die lugredery my vlug vir my. En ek is heeltemal op 'n ander vlug as ek sou gewees het. En daar was blykbaar toe sê ek vra toe net julle dokter gekry toe die lugvaardin, toe sê sy, jy is een, maar hy kan nie sy kaartjie wys nie. So daar's altyd 'n doel met alles, en jy moet oop wees vir die woord vir die stem van die Here ook.
Ek meen, ek is nie 'n dokter nie, en die Here het, hy bly vir my sê, gaan. Jy weet, so, luister na die woord van die Here. En moenie altyd kwaad wees as goed verander vir jou nie. Wees baie keer bly daaroor. Dankie. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness tries to hide and trembles at his voice. Trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age we stand. Time is in his hands, beginning at the end, beginning at the end. That God had three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Ja, ons dien 'n groot en goeie God. Dankie vir die getuienis, Hildegard. Die mens moet hoor wat die Here sê en doen wat hy sê. Amen. Kom ons sluit ons oë, ons sluit ons af. Here, baie dankie dat ons hierdie diens kon bywoon en deel wees daarvan wat U gedoen het vandag. Dankie Here dat U vir ons seën, Here. Dankie dat U vir ons help. Dankie dat U ons gesond gemaak het, dat U ons gered het. Ons behoort aan U vir ewig, Here, en ons dankie daarvoor. Dankie vir die diens, die woord wat ons kon hoor, die musiek wat ons kon maak en saam sing. Ons bring U die lof en die eer en die aanbidding. Waar ons uit mekaar uit gaan, bid ek, Here, dat U vir ons sal help, dat ons veilig sal wees en
tot ons weer by mekaar kom. Hierdie week wat voor lê ook, Here, dat wat ons ook al doen, Here, daar by die werk, daar by die huis, maak nie saak waar nie, ons sal lewe tot U verheerliking en sal doen wat U sê ons moet doen. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou is tee en koffie nou, as u wil gaan 'n koppie tee of koffie drink, geniet die dag verder en lekker dag.